Here, U is die weg en die waarheid en die lewe. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Lei ons en leer ons tot U eer. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil graag saam met julle lees uit 1 Samuel 2. Ons gaan lees van vers 17 tot by vers 26. Nou die gedeelte is 'n lang aanloop wat nou vertel het hoe Eli se seuns by die offers hulle vergryp het en allerlei goed aangevang het. Maar ek begin net met hierdie woorde wat sê: hierdie sonde van Eli se seuns was baie groot. So ek begin net met hierdie woorde. Sy seuns se sonde, sy dwaling was baie groot, want hier gaan dit oor 'n kontras, Eli se seuns en Samuel. In die oog van die Here, die sonde was baie groot in die oog van die Here, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Here verloor. God se ongelukkigheid oor die manier wat hulle die offers onteer het, en hulle die agting vir die offer van die Here verloor. Maar Samuel het die Here gedien. As 'n seun het Samuel al 'n linneskouerkleed gedra. Sy ma het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om 'n jaarlikse offer te bring. Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê: mag die Here jou uit hierdie vrou 'n nageslag gee in die plek van die seun wat vir die Here afgesmeek is. Daarna is hulle weer huis toe. Nou ons ken ons nou die verhaal Hanna wat kinderloos was en hoe sy by die Here gepleit het om asseblief vir haar kind te gee. Sy het vir die Here beloof en as sy hierdie seun het, sal sy hom vir hom gee. En toe hy groot genoeg was, het sy haar belofte gehou en hom tempel toe gevat na Eli toe. Daar is hy geleer van kleins af. Hy daar is waar in die kerk, daar by die tempel groot geword, opgelei, die hele dag met die dinge van die Here besig gewees. En nou hierdie seun wat Eli dan gegee het, mag God dan vir jou nog 'n seun gee en 'n groot nageslag in die plek van hierdie seun wat jy afgesmeek het en vir die Here gegee het. Nou staan daar, die Here het hierdie gebed gehoor, hierdie seun en vir haar toe nog kinders gegee. So die Here het hom oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Hierdie is belangrik. Samuel het by die Here groot geword. Eli was al baie oud. En wanneer hy alles hoor wat sy seuns aan die Israeliete doen, en dat hulle by die vrouenslaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, dan sê hy vir hulle: waarom doen julle sulke dinge dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag nee, my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed genoeg nie. Julle verlei die volk van die Here. So nou gaan dit hier oor dit gaan oor die heiligheid van die versoeningsoffer, van God se genade, en die Kanaanietiese vrugbaarheids dwalinge en die tempelprostituie en hierdie goeders, dit was 'n groot gemors waar die volk het deur mekaar chaotiese ding gehad het, of die Kanaaniete. En nou ontstel dit dan, want hulle is besig om so immoreel te lewe, en iets van hierdie bose afgodsdiens is nou besig om weer ingedra te word, en die tempeldiens en hierdie goeders is nou besig om baie sleg te lyk.
En nou sê hy, wanneer een mens teen 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan die saak uitmaak? Hulle het egter nie na hulle pa se vermaaning geluister nie, want die Here het besluit om hulle dood te maak. Maar Samuel, kontras, Hofni en Pinehas, Samuel. Maar Samuel het groot geword, en die Here en die mense was hom goedgesind. So ons sien hierdie pragtige stuk verhaal, die kontras tussen hierdie twee groepe. Kom ons sit net so in bid saam. Hemelse Vader, U het vir ons die woord gegee om ons te leer en te lei. Here, ons het hierdie jaar al soveel keer hierdie boodskap gehoor, oor en oor, dat U vir ons die leermeester wil wees. Dat U vir ons die woord gegee het, die gebooie, die bepalinge, verordeninge, die wegwysers van die lewe. Dit wat ons moet sterk maak om ons te beskerm teen dwaalinge en verleiding. Dankie dat ons vanmôre weer daarin kan lees. Ek wil bid, Heilige Gees, dat ons baie duidelik die vermaaning sal hoor en die genade boodskap sal aangryp. Ek bid dit, Here, vir elkeen van ons, U wat in ons harte sien, weet wat elkeen van ons nodig het, van ons stryd en ons onsekerheid, en ook van soms ons onverskilligheid en dwaling. Praat met ons baie duidelik. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. As 'n mens nou wonder oor die goeie lewe, is daar soveel verleiding. Ons soek 'n goeie lewe, 'n sinvolle lewe, lewe wat vir ons voel, dis die moeite werd. En dan kyk ons so na die mense wat so blind leef, wat lyk asof hulle al die seën en die vreugde en die vervulling van die lewe het. En hierdie blink ouens wat so baie mense om hulle het, hulle word geassosieer met geld, besittings, als wat blink, status, eer, prestasies, aantreklikheid en al hierdie goed. En omdat ons ook iets hiervan begeer, om aanvaard te word, om te voel dat dit betekenis het, dan word ons verlei om hulle en hulle manier van lewe te begeer. Hulle manier van doen en praat en dinge word ons drome en ons ideale. Die lewe wat so blink, lyk vir ons dit maak sin. So as ek ook hierdie goed het, dan sal my lewe ook goed loop. Dan sal ek ook voel dis suksesvol en moeite werd. Maar die vraag wat ons vir onsself gedurig moet vra, is dit regtig die goeie lewe? Is dit regtig 'n lewe wat my hier binnekant gaan vervulling gee, bevrediging gee, wat my voel die lewe maak sin, en ek is regtig gelukkig? En ek dink hierdie deel wat ons vanmôre hier gelees het, die manier wat die Here hierdie skrywer gelei het om hierdie verhaal te vertel, help vir ons. Hy doen dit met die kontras die hele tyd. Hierdie seuns wat hulle aanvang, maar Samuel. Dit wat hierin doen, maar Samuel. Kyk na hierdie twee. Samuel of nie en Pinehas. Nou Samuel het voor die Here groot geword, dis wat hier staan, dis die geweldige ding. Samuel het voor die Here groot word, as ware by die Here.
Nou, die goeie in Samuel se lewe het geweldig baie te maak met die invloede waarmee hy groot geword het. In die eerste plek van sy ma. Sy ma het hom van die Here afgebid. En sy ma het hom vir die Here gegee. Van kleins af word hy in hierdie atmosfeer groot. Jy is spesiaal. Van die Here gebid en in die Here se diens. En dan gaan besoek sy hom gereeld en bring vir hom die klere, al die liefde van 'n ma en hierdie opvoeding en hierdie prentjie. Jy is van die Here en in diens van die Here. Dit is sy hele wêreld. En dan vat sy hom tempel toe en dan leef hy hier saam met die priester wat sy leermeester is. Die een wat vir hierdie seentjie van jongs af in 'n pad mooi gewys het. So sy lewe, die beklemtoon hiervan is by die Here, naby die Here. Afgebid, toegewy, opgevoed, toegerus. Alles is die ervaring en teenwoordigheid van die Here. Die gevolg staan hier en God en die mense was hom goedgesind. God was tevrede met sy lewe. En sy lewe het impak gehad en hy het respek afgedwing. Die goeie wat in sy lewe teenwoordig was. Die geheim van die goeie lewe, ons moet dit onthou, die goeie is dit waarmee God tevrede is. Want dit is wat God ook seën en wat mense nader trek en wat hierdie besonder warm verhoudings bring. Ja, geld en goed en mag en hierdie goed trek op mense. Maar die oomblik as dinge nie meer gaan nie, dan verdwyn hierdie vriende. Dis vriende wat net hier terwille is van die voordele wat lê. Maar hy het iets besonders beleef, want hy het by die Here gelewe. Hierdie soort leefwyse word deel van 'n mens se hele wese. Dit beïnvloed my hele lewe. Dit oorheers my gedagtes, maar jy sal onthou ons het so 20 jaar terug het ons baie gepraat oor die gedeeltes in die Bybel wat vir ons sê alles Paulus nou in die Romeine boek skryf, dan skryf hy wat God alles gedoen het. Dit het God gedoen vir redding, vir vernuwing. Dan sê hy, laat God julle nou verander deur julle denke te vernuwe. Sê, kyk na God se liefde, sy trou. Maak dit die boodskap van jou lewe. Dat God jou verander deur jou denke te vernuwe. In Spreuke sê hy, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Dit wat jy dink, wat jy belewe. Iets van hierdie selfde boodskap gee hy vir die gemeente in Efese deur. En vir die gemeente in Filippense sê hy, alles wat mooi is, lieflik, loftes, prysenswaardig is, hy sê met al hierdie goed, alles wat mooi en goed is, daarop moet julle julle gedagtes rig. So voed julle met God, sy liefde, sy verhaal van genade, God se woord, God se teenwoordigheid. Want dit is waarmee ek gevoed word, wat uiteindelik vir my vorm te wees wie ek is. Dit waarmee God gelukkig en tevrede is. Mens kan nou oor Samuel gaan lees, dwars deur die Bybel, dan sal 'n mens sien, Samuel is een van die ouens, waarvan 'n mens nooit iets verkeerd lees. Nergens 'n dwaaling of 'n misstap nie. In 1 Samuel 12, hoor ons dat Samuel op 'n stadium oor homself praat, dan sê hy, ek het nooit iemand benadeel nie. Ek het nooit iemand se os of sy donkie gevat nie, ek het nooit ongekoop geld ontvang nie. Ek het nooit sy posisie gebruik om iets te kry van die mense af nie. En dan die kontras, Hofni en Pinehas. Hulle het 'n posisie gehad. Hulle pa was die hoofpriester.
hulle was priesters hier. 'n posisie van eer, posisie wat ook 'n stukkie mag gebring het, bevoorregting. Hulle het dit misbruik. Alles was vir hulle oor hulle eie posisie, eie mag, selfsug. Val by die offers, waar hierdie dinge verkeerd geloop het. Wanneer daar geoffer is, dan was daar altyd deel van hierdie opdrag van die offervleis, moet vir die priesters ook gegee word, dis hoe vir hulle gesorg is. Dan het hulle van die offervleis, of die koopvleis wat daar was, is daar dan altyd 'n gedeelte vir die priester gegee. Hierdie ouens was nie net sommer so tevrede. Hulle wou van die rouvleis hê, hulle sou self die vleis bereid, soos wat hulle wou. En as nie gekry het nie, dan staan hulle het dit ook met geweld afgedreig. En dan hierdie slegte dinge gevolg. God se wette is oortree. Die mense verloor hulle respek vir die kerk, vir die offer van God. Versoening verdwyn. En hier is net mense, en dit word iets leegs, en mense dwaal weg. En die tweede ding wat hulle slaap hier by die vrouens, hierdie dwaal al meer na die Kanaanietiese godsdienst toe, een groot gemors, is nie meer 'n God verering nie, is nie meer heiligheid en respek nie. Eli, hoor hierdie goed, as die mense by hom kom kla. En nou lyk het oor, of Eli nou meer gepla was oor wat mense sê, want hy praat en sê, ag my seuns, hoekom moet ek nou hierdie goed by die mense hoor? In plaas om vir hulle te sê, die Here is onheilig, so hy is meer gepla. Plaas het hy met sy seuns gepraat en opgevoed soos wat hy met die jong Samuel gewerk het. Hulle het nie naby die Here geleef. So erg was hierdie oortreding dat die staan, God het besluit om hulle dood te maak. Die verskriklike gevolge van sonde, hulle het net een ding gehad, vir hulle self. Die posisie om hierdie priesterskap, 'n besondere posisie te geniet, voluit. Dit is nie lewe. Maar God het hulle een kant toe gegooi. Die gevolg was baie erg. God het met hulle voorvader Pinias is na hom vernoem, een van Eli se voorvaders, God het met Pinias, wat 'n hoofpriester was, 'n ooreenkoms aangegaan. Daar staan, God het met hom 'n verbond gesluit. Ons hoor hierdie ding van die verbond ver. Die verbond gesluit, jou familie sal die blywende priesterskap hê. In Numeri 25 lees ons daarvan. God het gesê, jou nageslag, die priesterskap sal uit jou nageslag loop. Dit gaan opeenvolgend wees. 'n besondere seën en 'n genade, presisie wat God gegee het. Jou nageslag sal die priester, die bedienaars wees van die versoening in God se tempel. Maar Eli se swakheid en sy gebrek aan die goeie opvoeding en sy seuns is uiteindelik al hierdie goed verval. En God se verbintenis met Pinias se nageslag het nie slag gebly. God het 'n verbond gemaak, 'n verbintenis. Maar Pinias se nageslag het God verloor. In 2 Samuel 8 vertel dat een van die ander priesters, Sadok, se nageslag uiteindelik die priesterskap oorgeneem. So God het Pinias se nageslag verwerp. Hulle het nie die verbintenis geëer nie. Hulle het gedwaal. God kom na Sadok toe. Ergens te lees ons op 'n stadium van 'n slagting waar 'n klomp priesters doodgemaak is, 'n paar honderd van hulle, die ouens wat in Eli se nageslag was. En daar het net een oorgebly, sy met naam Abiatar. Nou, hy het so rukkie was hy hoofpriester en selfs hy is toe verban. En Sadok is toe aangestel. En oor hierdie Sadok lees ons in 1 Konings 2 vers 35. Dat sê, Sadok was die betroubare priester. So kyk wat is die gevolge.
Maak 'n verbintenis met jou en jou familie. Ek sal julle lei, ek sal julle seën, ek sal julle versorg. Maar hulle verwerp en hulle dwaal. En God verwerp hulle. En hy sit iemand anders in hulle plek. Die goeie lewe en God se seën is net goed as dit goed is in God se oë. As dit 'n lewe is wat in verbintenis met God leef. So oral sien ons hierdie prentjie. God is die verbondsgod. God is die God wat hom verbind aan mense. God was getrou, maar mense is ontrou. Pinjas se priesterskap is verloor. Die verbond is verbreek. En die einde is dat hulle hierdie besondere begenadiging verloor het. Hoe loop hierdie goed verkeerd? Hoe val alles so in mekaar? Dit klink so as ek net so op een noot vashak as ek gedurig praat oor verbond. Die ooreenkoms wat God gemaak het, is verbreek deur die mense. Hulle is raak ongehoorsaam en hulle verloor respek vir die Here en die pad met die Here. Hierdie gevaar. As die opvoeding en die begeleiding en ondersteuning op die pad van die Here nie daar is nie, is daar probleme. Kyk, die ma se invloed. Eli, by die Here en God se teenwoordigheid toesig hierdie invloed. Dit is verskriklik belangrik as ons na hierdie goed kyk. 'n Ma wat haar kind vir die Here gegee het en hierdie pad geloop het. 'n Pa wat sy kinders laat wild word het. So belangrik dat ons oor hierdie dinge dink. Ons in ons kerk beloof ernstig by die doop dat ons hierdie kinders vir die Here sal grootmaak. En as ons hierdie verbintenis vergeet, dan sien ons ook in hierdie verhaal hoe dinge verkeerd loop. Van kleins af was dit wat in die jong Samuel se gedagtes geleef het. En die verhaal gehoor, jy is God se, God se geskenk vir God. En hy ken God en hy lewe God. En ons sien hierdie pragtige stuk lewe. Teenoor hierdie twee seuns, wat in hierdie godsdienstige huis en omgewing behoort groot te word, waar dinge nie toegewyd was nie. En hoe hulle uit die bus uitgeval het en die verskriklike einde. Ons is soveel meer te bevoorreg, ons wat in die Nuwe Testament leef. Want die hele verhaal het, ons het hierdie verhaal, ons het die hele Bybel waar ons al hierdie goed kan hoor, vandag gewaarsku word. Kyk wat het gebeur. Ons leef in 'n tyd waar ons die hele boodskap het van die Here Jesus, sien hoe God so intens toegewyd was aan sy verbintenis met mense, dat hy Jesus gegee het, om hierdie sondigheid en swakheid van die mens te kom aanvat, om sê, dat hy in ons plek gehoorsaam is, dat ons in geloof aan hom moet vasgryp, dat ons hom moet toelaat om hier in ons lewens te wees, hy wat die Immanuel, God wat by ons kom wees het, in die vlees, maar deur sy gees steeds in ons teenwoordig is. Die goeie lewe word geseën met 'n erfenis, iets baie spesiaals. Die betekenis wat ek en jy hier in hierdie wêreld kan hê, die sin en vervulling om met die Here pad te loop, maar ook uiteindelik in hiernamaals.
Ons hoor hierdie kragtige boodskap, lewe naby die Here. Dat ons sorg vir hierdie goeie invloed by ons kinders, by ons jong mense, maar ook vir onsself. Dat ons leef binne hierdie omgewing waar ons die Here hoor en sien, dat ons fokus om naby die Here te lewe, dat ons Bybel lees, dat ons die Here hoor praat, dat ons bid, met die Here in gebed praat, in sy teenwoordigheid, dat ons saam met ander gelowiges byeenkom, soos ook vandag in die kerk, waar ons hier by mekaar is, en die warmte van die Here met mekaar kan deel. En op ander plekke met mekaar kan praat, en waar ons diensbaar is aan die Here, waar ons al meer iets hiervan belewe, om wanneer ons binne hierdie sfeer met die Here lewe, waar ons hoor en sien en ervaar en beleef, sien ons dit, is wat Samuel sy lewe vol gemaak het. Daar was plek vir niks anders nie. So wil die Here vir ons met sy groot liefde en genade kom praat en vir ons sê. Hy is die een wat 'n verbintenis soek. En hy is die een wat beloof dat hy ons lewens sinvol en mooi en betekenisvol wil maak, dat ons hier binnekant die bevrediging het. Ek weet wie ek is. Ek ervaar sy liefde. Hy seën ons. Maar die verbond wil vir ons baie duidelik kom sê. God maak 'n verbintenis. Maar hierdie verbintenis het altyd twee kante. God is getrou. Die geskiedenis wys dit. Ons kan lees net soos wat ons wil. En as ons naby God bly, dan bly ons veilig. Want ons gedagtes en ons harte en ons siel is vol van sy teenwoordigheid, vol van sy invloed. Dis ons beskerming. Maar as ons dit afskeep, dan raak ons gevoelig vir verleiding. Mag die Here vir ons help, mag ons vandag kies, nie weer, sê Here, ek kies om u te hoor, u te dien, om naby te bly. Ek kies vandag, en ek vra vir u dat u deur die Heilige Gees my hand sal vat, dat ek besef, die veilige pad, die moordpad, die seënpad, is wanneer ek naby u lewe. U soek om na u te luister, u soek om met u te praat, u soek om u te dien. Amen. Hemelse Here, dankie dat u die getroue een is, wat ook vandag vir ons verbondsopleiding wil kom gee. Om vir ons opnuut te herinner dat u ons lief het, dat u ons nie vergeet het nie, dat u ons wil terugroep, tot orde wil roep, dissipline. Help ons, Here, deur die Gees om gehoorsaam te wees. Vergewe ons ons dwalinge, vergewe ons ons onverskilligheid. Vergewe ons waar ons toelaat dat ander dinge in ons lewens belangriker word as om na u te luister, dat ander stemme vir ons belangriker word, dat ons te veel daarna luister, dat ons nie tyd afstaan, dat u met ons kan praat en met ons kan werk nie, dat ons laat volmaak van baie inligting, ons keep die inligting van die woord en om ons daarmee te val af. Here, dat ons vir ons kinders soveel omgee, skole, universiteite en toerustings, maar ons keep af die opvoeding uit die woord en die voorbeeld wat deur ons hulle moet lei. En help ons, Here, al het ons nie meer kinders in
ons huise nie, dat ons sal besef, die kindertjies sien ons, selfs in ons ouderdom, en hulle soek na voorbeeld. Die voorbeeld, die lig, wat wys en vertel, dis die moeite werd, die Here lewe, en hy lewe in hierdie klomp groot mense rondom my. Help ons om hierdie verantwoordelikheid ook te besef, dat ons vir kinders so Samuel 'n voorbeeld sal wees, 'n lig, iets om te volg en om na te jaag. Help ons om ons te bekeer as ons onverantwoordelik is. Ek bly dit in Jesus se naam.